Sing tot eer van God. Hy oordek die hemel met wolke. Hy voorsien reën vir die aarde. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Sing, Here, ons weet dit, ons besef dit opnuut. U het ons in die liefde beheer. Ons besef, Here, wie ons is. Ons besef wie U is. Die groot versorger, die skepper, onderhouer. En ons is mens, maar gewoon deel van die skepping. Dankie, Here, dat U bly versorg. Bly lief het. Ons sien. Ons nader trek in die groot liefde, Here, waar die mens weg wil beweeg, trek U nader. En Here, so veral besef ons groot afhanklikheid in alles. Ons so afhanklik van die natuur daar buite. Here, maar ons deel van die natuur hier binne, skepsels, waar U as skepper spreek, deur die woord en in waarheid. Maar Here, deur krom en skewe woorde van 'n mens, dat die Gees ons ook bystaan. Here, besef ons op vele vlakke van ons lewe ons afhanklikheid. Al nou waar U ons ook voed met hemelse brood, soos U ons getrou voed met die aardse brood. En afhanklikheid, Here, buig ons laag voor U. In Christus naam. In Jesus naam. Versorger, onderhouer van lewe met ons doen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, uit Genesis, eerste boek in die Bybel, Genesis 8 verse 13 tot 22, ons saam lees in die Bybel op bladsy 18 van die Ou Testament, Genesis 8, verse 13 tot oor hoofstuk 9, dan vers 22, hoofstuk 8. Op die eerste dag van die eerste maand van die 601ste jaar van Noag was die water op die aarde heeltemal weggedroog. Noag het die luik van die ark oopgemaak en uitgekyk. Die hele aarde was droog. Op die 27ste van die tweede maand was die aarde droog en toe sê God vir Noag, gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens en al die lewende wesens wat by jou is, watter soort hulle ook al is, voëls, diere en alles wat kruip, hulle moet saam met jou uitgaan. Hulle moet hemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde. Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan en ook al die diere en al die voëls en alles wat kruip het uit die ark uitgegaan volgens hulle soorte. Toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou en van al die reinvee en die reinvoëls gevat en brandoffers op die altaar gebring. Die Here het die offer aanvaar en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dis die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, op hierdie dag, middag gesaai is, kom ons voor die Here, soos ons maar gereeld
as mens ook herinner moet word aan ons diep afhanklikheid. So is afhanklikheid nie net gewoon iets wat jy word as jy dit besef nie, ongelukkig wat die mens, moet ons dit ook raak sien, daar is tye wat ons reeds afhanklik is en ons dit nie besef nie. Dit beteken nie as jy nie iets besef dat dit nie so is nie. Maar veral op 'n dag soos vandag, op 'n dag van Gesaai is, dan word ons weer herinner aan ons afhanklikheid. Ons afhanklikheid voor die Here, want ons bring ons werk, ons lande, ons planne, ons bekommernisse, ons lewe, ons lief en leed, alles bring ons voor die Here se voete. In afhanklikheid. Maar tesame geliefdes met daardie afhanklikheid natuurlik ook in dankbaarheid, want mens kyk ook terug. Die Here wat getrou was, die Here wat voorsien het. Die blote feit dat ons tot hier kan wees, is tekenend daarvan, van God se sorg. Vandag doen ons dit nog verder ook in die lig van die opstandingstyd. Dat biddag vir gesaaides saamval, en die opstandingstyd is ook merkwaardig, waar God, die Vader, vir Christus as seun lewe gegee. Van God wat lewe bring, waar daar doodsheid heers. Stilstand, hopeloos, bring God hoop. En ons teksvers, geliefdes, is die laaste gedeelte van ons skriflesing, wat kom uit Genesis 8, verse 22. Eintlik baie poëties met die parallelisme, met die kontraste wat daarin staan. Solank die aarde bestaan, sal saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag, nie ophou nie. Liefdes, hierdie woorde kom op 'n besondere tyd, as ons net vir 'n oomblik so geskiedkundige evaluasie doen, ons bevind onsself nou in Genesis 8, Noag, die ark, baie bekende verhaal. Maar dit is nou na die vloed. Lees gereeld van droë grond. Noag, hulle kan nou maar begin. En hulle moet begin. Maar die vraag is, hoe gaan ons begin? In die lig as ware, met hierdie onbekende toekoms vir hulle, lê daar 'n vraag, gaan dit dieselfde wees? Hulle kom uit 'n bekende omgewing wat nou met hierdie vloed heel anders is, en nou die nuwe onbekende, is dit 'n goeie vraag. Voortaan, hoe gaan ons lewe lyk? Hoe gaan ons saai en oes lyk? Hoe gaan winter en koue lyk? Dit het grootliks, geliefdes, te doen met die vraag, hoe gaan ons lewe nou daarna uitsien? Wat kan ons verwag? Aarde het deur hierdie oordeel van die vloed gegaan. Alles wat seker was, wat standvastig was, is nou geskit. So op 'n baie letterlike vlak vind jy hierdie sin van, dis nou alles anders. En wat nou? Maar binne die harte van Noag, hulle eers maar grootliks daar dieselfde vraag. Nuwe wêreld. Wat nou? Geliefdes, en in daardie milieu van onsekerheid, van wat gaan volgende gebeur, Here, kom God aan die woord. En God spreek 'n belofte. Ons lees hierdie woorde, baie poëties soos dit is, lees ons maar as 'n gewone waarneming van, dis hoe die natuur werk. Dis die pas. Dis die seisoene. Dis die asem in en die asem uit. Maar vir hulle op daardie stadium was dit nie 'n gegewe nie, was dit nie noodwendig 'n bekende nie. Dis nie net gewoon 'n waarneming van, dis hoe die natuur werk. Vir hulle op daardie stadium was hierdie 'n goddelike versekering komend uit baie onsekerheid. Ons moet dit eintlik lees in baie dieselfde sin as 'n verbondswoord, waar God 'n belofte maak aan hierdie onseker mense uit groot onsekerheid waaruit hulle kom. Nie net 'n waarneming, dis die pas van die lewe nie. 'n belofte, verbondswoord. So
solank die aarde bestaan, sê die Here, sal dit nie ophou nie. En wat hierdie ding is wat nie sal ophou nie, is die pas. Hierdie kontraste van koud en warm. Asem in en asem uit. Van lewe. Van saai. Van wag. Van oes. In die oorspronklike Hebreëus, veral hierdie wagtyd, hierdie rustyd, word dit baie beter beklemtoon as wat ons dit in die Afrikaans sou lees. Die woord ontleen om eintlik aan 'n baie bekende woord wat ons ken is Sabbat. Die mens rus. Die mens moet rus. Maar hierdie pas is 'n aaneenlopende pas, waar daar nie daai rus is nie, waar die Bybelteks sê, daar is nie daardie Sabbat, soos ons dit ken. Die pas gaan voort, gaan aan. Dit is die belofte van die Here wat sê, niks sal rus hier met die natuur. Dit sal sy pas gaan. Ja, die natuur rus op sigself, maar die pas gaan voort, getrou voort. En daaruit kry die mens sekerheid. Hierdie belofte, geliefdes, gee aan mense 'n raamwerk van orde. Komend vanuit groot wanorde, soos die mense in die ou nabye ooste die see gesien het as wanorde, selfs die onheilspellende, die aarde oordek met water, hulle kom uit daardie gebeure uit. Uit chaos, uit wanorde, en hier begroet die Here die mens woorde van orde. Saaityd, oestyd, so noem die Here dit in pare, soos die diere van die ark af ook gaan, koue en hitte, somer en winter, dag en nag. Asof jy vind 'n mate van herstel in die orde soos God geskaap het aan die begin, Genesis 1. God wat vanuit die wanorde weer orde skaap is hierdie stelling van 'n regste orde, nie chaos nie. En is nie oorgelaat aan toeval nie, baie interessant. Dis nie 'n mate van wat ons in die filosofie sou noem 'n fatalisme, soos dit gebeur maar soos dit moet. Die Here beskik, bestuur, bepaal hierdie orde. God sê as ware, maar ek hou dit in stand. Hierdie pare waarvan ons lees, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag. Ek hou dit in stand. Ek gee die ritme. Volgorde. Ek bepaal die tyd. Geliefdes, ons onderskat hierdie woorde vir die mense van daardie tyd, maar veral ook maar vir ons, wat afhanklik is van daardie pas. En dit was nie vanselfsprekend, is nie vanselfsprekend. Die afhanklik wees van reëns, vroeë reëns, laat reëns. Dis al hierdie dinge buite die mens se beheer. Sonder dit alles is daar nie sukses nie, is daar nie oes nie, is daar nie lewe nie, het hulle dit beskryf. Dit was afhanklik. En daarom, geliefdes, is hierdie woorde nie net bloot mooi woorde, goeie poëtiese inslag, 'n pas wat jy kan sien nie, dit is ten diepste verbondswoorde. Dit is die grondslag van bestaan self. Dit het beteken, jy sal weer kan ploeg, jy sal weer kan saai, jy sal weer kan hoop en wag. Jy sal weer van voor af kan begin. En dit is presies wat ons vandag op die middag van gesaaides weer hoor. Maar ook in ons eie tyd met tegnologiese vooruitgang, waar ons kan weeg en meet en analiseer. Ons kan dit alles doen. Die wetenskap lei ons daarin, maar een ding so krities kan ons steeds nie doen nie. Dis die skep van lewe. Ons kan die weer meet, analiseer. Ons kan nie reën effektief maak. Ons kan nie
groei sonder meer beheer nie. Jy kan dit gunstiglik tot so ver, maar nie verder. So besef die mens, met ons vooruitgang, is nog steeds, ons bly mens. Ons kan net so ver. Ons bly afhanklik. Ek kan so goed beplan, my huiswerk so goed doen, maar God bly bestuur. Inspanning. Inset beteken nie noodwendig dieselfde uitset. Baie veranderlik is. Ons baie goed kan meet. Maar besef mens, kom jy tot hierdie gevolgtrekking, is maar net die sorg van die Here. Wanneer saad ontkiem, wanneer reën val, wanneer 'n oes inkom, dan beaam dit hierdie stille bevestiging van pas, van God wat orde skep, van God wat sorg, van die Here wat steeds die lewe in sy hand self vas. En hy laat hierdie siklusse voortgaan. Dit is maar, mens kan jouself ook baie vinnig verloor net in die mate van die beskrywing van die natuur daar buite. Dit gaan eerstens, sou ek sê, daaroor, maar dit gaan ook nie net oor die natuur daar buite hierdie teks nie. Dit handel ook ten diepste oor ons eie lewe. Trouwens is 'n verlengstuk van wat ons sien daar buite, die pas, die orde. Ook so in ons eie lewe. Ons eie lewe wat maar ook deur sy eie seisoene gaan. En ons kan hierdie metafore maklik verstaan vir ons eie lewe, want ons verstaan die seisoene. Die implikasie. In ons eie lewe ook tye van saai. Tye van harde werk, tye van inspanning, tye van belê sonder dat jy weet wat gaan gebeur. Want ek weet van al die veranderlikes daar buite, maar ook in my eie lewe. Dinamika van verhoudings en mense wat jou paai kruis. Dit is eweneens net so baie veranderlik is. Met insette kan ons nie nou al resultate sien. En is daar wagtye. Ek kan hoor hoe hierdie boodskap vergeestelik word, van buite na binne, en wat ons sit. Ons inspanning, ons ook tye van wag, waar dit al vir jou voel, asof niks gebeur nie. Ek sit my energie, my aandag in hierdie ding, in hierdie verhouding, in hierdie saak, wat dit ook al mag wees. Lewer net nie vrug op. En jy betwyfel soveel dinge aan jouself. Wagtyd. En jy weet nie hoe lank is wagtyd. Maar dan ook, soos die gegewe van die lewe is, en die gegewe van pas, is daar ook oestyd. Na saaityd en wagtyd kom die oestyd. Is dit ook waar in ons lewe die tye van vreugde en van vrug en van sien wat God gedoen het. En wat jy terugkyk op daardie pad. En in stilte besef jy en herleef jy weer in jou wagtyd, Here het nou uitkoms gebied. Hy het antwoord gegee, maar in hierdie wagtyd was dit nie vir my so duidelik soos dit nou is. En dan besef jy gaan weer stadium van saaityd en wagtyd in. En vergeet mens daardie tyd toe die Here met oestyd voorsien. Geliefdes, dis wat ons mens maak. So groei ons, so maak ons foute, so het ons suksesse, besef jy al hoe meer is nie my sukses nie. Dis nie my intellek nie, nie my inspanning so seer nie. Ja, ons werk hard, maar as God wat laat groei. Versoeking vir al my wagtyd, geliefdes, is dikwels dink ons dat dit permanent is.
wanneer ons dan sogenaamd in die winter van ons bestaan is. Swaar tye, droogte, fisies, geestelik. Voel mens dat dit nooit gaan verander nie. Here, wanneer gaan dit eind kry? Maar Genesis 8:22 sê vir ons, hy belangrik, pas hou aan. Seisoene hou nie op. Winter gee pad vir somer, die nag vir die dag. Saaityd gee pad vir woestyn. Dis die normale pas van die lewe. Waar mens myself ook al bevind. Hoor my mooi, dis nie dat mens pessimisties is nie, maar ook in jou goeie, in die oestyd van jou lewe weet. Dis geen voorspoedsteologie om te sê, dis alleen hoe die pas nou voortaan gaan wees. En daar is altyd winter. Maar is ook somer. Dis nie net winter of net somer. Maar deur dit alles, ten spyte van alles en te midde van alles, vind ons die een konstante in hierdie wispelturige, in hierdie heen en weer. Die een konstante. Die een ding waarop ons kan reken. Is God se getrou. Is God se sorg. Liefdes, en hier raak die teks besonder ryk in die sin van, as ons dit lees deur die bril van die opstanding tyd waarin ons tans is. Ons hoop nie net geskoei op die pas van die natuur wat ons daar buite sien en wat ons in ons eie lewe bespeur nie, maar die diepste in Christus. God se getrouheid in Christus. Die kruis, die winter van die kruis, die donkerte, die wanhoop, Christus wat gesterf het in die graf. Maar dan in die opstandingstyd hoor ons juist dit. Van hoop vanuit wanhoop en lewe vanuit die dood. Lyk soos winter. Die kruis lyk soos dood en stilstand alleen. Christus word dan begrawe. Die disippels voel verlore. Alles het tot stilstand gekom. Wag. En hulle weet ook nie waarvoor wag hulle. Hulle is van hoop so berowe dat dit nie 'n wag in afwagting is nie, maar 'n wag vir beter dae, vir iets om te gebeur. En selfs geliefdes in daai rigtinglose wag waardeur ons gaan. Hier die Here hoop. Verwagting. Rigting. Derde dag staan hy uit die doodheid op. Bring lewe. Die wintertyd is verby en die lente breek daaraan. Liefdes, dit is die groot verhaal van die pas van God wat hoop gee. Finale bewys dat sy beloftes nie faal nie. Net soos God beloof dat saaityd en oestyd nie sal ophou nie, so het hy sy seun nie in die dood gelos. Dit eindig nie by die winter. Met daardie hoop en daardie verwagting kyk ons na die draai van die seisoen in 'n ander lig. Kyk ons anders daarna as wat die wêreld daarna kyk, want ons sien dit sê iets van God. God wat lewe bring. God wat herstel, wat nuut maak. Nuwe perspektief. Ons is besig in hierdie lewe en ons saai. Waar jy ook al saai, in jou werk, in jou verhouding, op die land. Waar dit ook al mag wees. Doen ons dit nie, geliefdes, in 'n vakuum nie. Ons doen dit juis in die wêreld en hier is die hoop van God wat spreek van hoop vanuit wanhoop. En daarom al ons ondernemings, al ons saai, al ons plant, weet ons dit sal geluk.
in ons eie lewe. Wat is jou wag? Dit wat jy gesaai het, Here, wanneer kom die oes? Sien jy die hoop steeds raak in Christus? God wat sy beloftes hou. Geliefdes, op hierdie middag van gesaaides word ons geroep, soos die woord sê, middag. Ons word geroep om te bid vir wat ons saam, vir ons insette, vir dit wat ons doen, vir ons beplanning, op veler vlakke van ons bestaan. Maar tegelijkertijd, in hierdie oproep tot gebed, word ons dan ook herinner. Stabiliteit van die wêreld, die pas van seisoene, daar buite en hier binne, jou eie lewe, in God se hand. Ons word opgeroep tot gebed, ons word herinner, maar ons word ook geroep om nederig te wees. Daar waar ons gesaai het en goeie oes te gelewer het, as ons terugkyk in ons eie lewe. In die manier hoe ons in die hede saai. Nederig. En afhanklikheid. Here, soos hy altyd voorsien het, sal hy tog so weer voorsien. En nie net reken, dis die pas. Dit moet altyd net die goeie wees. Ons lewe, asemteug, tot asemteug, afhanklik van die Here. Die goeie is nie die norm nie, geliefdes. Dis die genade van die Here. En wanneer ons na die leeggraf kyk, dan sien ons daardie hoop. Die grootste wanhoop wat 'n mens kan indink. Kruis, graf, sien ons die grootste hoop. Leeggraf, opgestane Here Jesus Christus. En so, geliefdes, lewe ons tussen saaityd en oestyd. En so gaan die pas verlang aangaan. Tussen belofte en vervulling. En in alles hou ons maar net vas in hierdie een sekerheid van God wat lewe bring. So sê die Here, nie net vir die mense van ouds nie, maar ook vir ons hier en nou vandag, vir jou, in jou saak, wagtyd, na oes. So sê die Here, solank die aarde bestaan, sal saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Dit is verbondswoorde. Dit is woorde van sorg. Ook vir jou. Veral vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die goedheid. Here, in die goedheid kan ons vorentoe gaan. Het ons die durf en die moed om te kan saai. Ons weet daar is 'n dag van môre. Here, ons weet ook dis nie die norm dat dit net moet goed gaan nie. En ons kyk ook terug en besef dat dit nie so is altyd. Dankie Here dat U ons opnuut herinner. Pas in die lewe van seisoene. Dat U dit beskik. Dat U dit bepaal. En nie net geskaap het, Here, maar onderhou vir ons hoop. Here, dit gee ons hoop, want ons weet, ons arbeid, ons gesaaides,
dit op die land en in ons eie lewe, in ons werk en verhoudings, is in goeie hande. Versorgende hande. Ja, Here, in ons eie lewenswagtyd, dat U ook daar vir ons hoop wys, rigting gee, wag en afwagting, 'n aktiewe wag. Dankie Here daarvoor, vir daardie insig, besef ons dit alles kom van U. En so bevind ons Here tussen saaityd en oestyd. Bid ons Here en dankie dat ons daarvoor mag vra, vir gunstige omstandighede. Dat ons na die troon van genade kan gaan en vra vir goeie oeste, ook in ons eie lewe. En dankie Here dat U ons die wysheid ook gee, die intellek, dat ons hard werk, maar dis nie ons en ons eie, dis U se. Ja Here, kry ons enigste hoop in U, Christus Jesus, ons opgestane Heer, wat dood oorwin het, wat heers tot in ewigheid, en op eendag op ons saamkom. In die koninkryk Here, waar die gesaaides ook nog op die land groei, bid ons daarvoor. Dankie Here, dat die arbeiders stuur, en dis ons elkeen, maar die koninkryk trou te arbeid. Tussen saaityd en woestyd, koue en hitte, dag en nag, bly U ons enigste konstant. In Christus naam bid ons. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle in volle vervul word met die volheid van